Goeiemôre, good morning. Dis nou tyd om die naweek se sport te bespreek met ons goeie vriend Arnold Geers. Arnold, 'n besige naweek vir die sportliefhebbers, né? Soos ons net omtrent elke maandagooggend Ja. sê, dit was 'n ongelooflike besige naweek, maar hoe wonderlik was dit nie om al die sport te hê wat ons gehad het oor die naweek nie. So kom ons begin by Formule 1 en McLaren se Oscar Piastri was weer eens net gister in die Spaanse Grand Prix in 'n klas van sy eie. Hy het voorweg gespring. Hy het voor sy spanmaat Lando Norris geëindig met Ferrari se Charles Leclerc wat die podium afgerond het en net bloot 'n briljante vertoning. So die oorwinning was Piastri se 5de van die seisoen en dit het daartoe gelei dat die Aussie sy kampioenskap voorsprong van 3 punte tot 10 vergroot het. Net daai bietjie van 'n gaping kan 'n baie groot verskil maak, maar Max Verstappen het toe nou 'n 10 sekonde straf gekry en dit het toe hy teen Mercedes se George Russell gebots. En die armdruk is nog uit oor daai en ek praat vanoggend met iemand wat sê, wel hulle is 'n Verstappen fan, maar hulle dink dit was bietjie onregverdig. Moeilik om te sê. Maar ek is so beïndruk dat hierdie seisoen eintlik bietjie van 'n back and forth het. Dit kan nie net die hele tyd Verstappen wees nie. So ek is bly daar's nou vir hom, veral met die twee McLaren drywers, daar's nou vir hom mense wat hom bietjie push en dit is nie vervelig nie. Dis waar. Terselfdertyd is dit ook lekker om te sien dat iemand, dis nie net een persoon wat die hele tyd wen nie, dit is nou in hierdie geval, maar oor die algemeen is daar soveel wetywering tussen die jaar. Maar dit sal goed wees as daar nog 2 of 3 motors is wat dit selfs nog meer kompeterend maak. Dit is so. Ek was verbaas om so 'n paar weke terug te sien dat Mercedes gesê het, hulle het 'n massiewe probleem gehad met hulle toetsing in 'n windtunnel. En dis hoekom hulle die afgelope 3 seisoene voor vanjaar so gesukkel het, want hulle was 1 graad uit met die tellings in die stellings wat hulle gemaak het. 1 graad. En dis hoekom die kar sogenaamd gepolpes het die hele tyd. Dis interessant, né? 1 graad. Dit is ongelooflik, ja. Volgende, Franse Ope en Elena Svitolina het toe nou 3 wedstrydpunte gespaar om verlede jaar se naaswenner, een van jou gunstelinge, Jasmine Paulina uit te skakel en haar plek in die kwartfinale by die Franse Ope te bespreek. En die 30-jarige 13 kere teruggebrul om die wêreld aan mekaar in aan die brand te speel met 4-6, 7-6 en 6-1 en dis nou huis toe vir jong Paulina. Roland Garros kampioen Iga Swiatek het haar bot vir 'n 4de agtereenvolgende Franse Ope titel lewendig gehou. Sy het teruggeveg van 'n stel af en 'n breek af om Elena Rybakina te klop met 1-6, 6-3 en 7-5. En dan natuurlik heersende manskampioen Carlos Alcaraz gister teen Ben Shelton. Dit was 'n groot wedstryd en alhoewel jy kan kyk na die telling, is dit nie regtig 'n refleksie van hoe die wedstryd was nie. 7-6, 6-3, 4-6 verloor hy die derde stel. Ek het gisteraand nog gekyk en toe 6-4, maar die Spanjaard is dus in die laaste 4. Hy lyk regtig goed, maar Shelton was fantasties. Eerlikwaar. Selfs in die verloor het hy regtig goed gespeel. Dit is eintlik vir my nogal 'n bietjie van 'n skok gewees dat Paulini uit is. Dit is. She looks like she's in such great form at the moment. Looks like her head is right. Everything is kind of fitting together. But unfortunately for her, not her weekend. That leads me nicely into the rugby, Ross, because the one thing that I think happens to some teams and some players, you come up against someone that just suits your game and you dominate them. Then you come up against someone who plays a game that you're not quite familiar with, and it's a battle. It really becomes a bit of a struggle, and that's what's interesting. En dit was die interessante ding van die rugby. Die Vodacom Bulle en die Sharks is toe nou, so met ander woorde, ons het een span in die eindstryd. Dis klaar gedoen. So daai armdrukke is uitgesorteer. Maar die Stormers, ek verstaan glad nie. Bless you. Is jy lekker vanoggend? Het jy iets om te sê, Chris? Iets om te sê? Ek het gewag net vir die oor. Ek het nie karretjies gepraat in die tennis nie. Niks nie. Chokers. Vir dit. So daar's soveel vrae wat mense jouself moet afvra. En ek wil dieselfde vraag vra oor die Sharks wedstryd. Hoe as jy die skrim so domineer, soos wat die Stormers en die Sharks gedoen het, kan jy nog steeds nie die knoop deurraak nie. Dis vir my onverklaarbaar. Ja. En spesiaal met die talent wat die Stormers agtergehad het. In elk geval, en dan die drama in Durban. Ja. Ek het nou nog hoendervleis. Seriously, did you watch, Ross? Not? First time in history, né? Ja, eerste keer ooit. En dit was
absoluut asemrowend en dramaties. Ek weet ons sportkommentators is geneig om met hierdie verskriklike oorvloeiende woorde, hierdie gevleelde, maar daar is nie woorde daarvoor. Daar is tyd. Dit was ongelooflik om na te kyk en die druk wat daai skoppers en natuurlik 'n briljante idee om die jongste man op die veld te kry net voor die eindvletjie blaas, want as hy nie op was nie, kon hy nie skop nie. Ja. En dit was absoluut briljant. John Plumtree was so ongelooflik slim. So in elk geval die wedstryde soos dit daar uitsien oor die naweek. Leinster speel dan Saterdag teen die Glasgow Warriors en dis in die eerste half eindstryd is om 4:15 Saterdag en dan dis in die Aviva Stadion in Dublin en dan natuurlik die Bulle en die Sharks om 5:15 op Loftus in Pretoria. En dan is daar 'n plekkie oop in die eindstryd. Is eintlik jammer op een manier dat ons nie iemand anders aan die ander kant kon kry nie, want dan het jy geweet dis 'n Suid-Afrikaanse wen. Ja. Maar kom ons kyk hoe dit gaan. Maar die rugby, die Suid-Afrikaanse spanne in die WURC doen ongelooflik goed hierdie jaar. Like it's like something's changed. Wel, ek dink die een ding wat tot dusver gebeur het, is onthou die Bulle het 2 eindstryde verloor, die Stormers het 1 gewen uiteindelik. So ons het die platform is daar, maar nou is daar 3 spanne. Daar's nou net 1 span. Ek probeer nou dink wat hulle name. Dis die News. Sorry. Ek het eintlik van hulle vergeet daarvoor. Wow. Kyk maar, ons kom uit, maar ons wen die finals het. Dink dis wat Ross probeer sê. Ons kom daar uit, ons kom met die play-offs, scores, semis, finals, maar ons kry net nie daai final gewen nie. En ons kon dit gesien het hierdie naweek weer op Loftus en op Kings Park, jy weet daai eerste helfte was verskriklik tight geweest. Jy weet, dit is asof hy senuwees wat opbou. Jy weet, en ek hoop net nie dit gaan nou na die finaal toe weer toe nie. So Thys, daar's 'n baie interessante aspek wat ek oor al die jare opgetel het wat rugby aanbetref spesiaal. Jy speel die eerste 10-15 minute op die motivering wat jy kry terwyl jy uit die kleedkamer uitkom. Ons gaan hierdie ouens breek, ons gaan hulle seermaak. Maar daai motivering hou net vir 10 of 15 minute. Dan sê jy terug op die veld, dan moet jy jol. En daar's bitter min spanne wat daai ding kan hou vir so lank. En as daai verskriklike hype oor is, dis wanneer jy begin rugby jol. En dit het in al 2 gevalle gebeur, selfs met die Stormers tot 'n mate toe. In al 3 gevalle. Stormers en die Sharks en die Bulle. Maar toe die Bulle begin settle, dis 'n baie mooi woord. Dis dinge veel beter. So Stem saam. So dan gaan hierdie naweek groot sports wees daar by Loftus. weer eens. So Kry jy kaartjies nou? Ja, ek koop vir 'n sell-out, nee, ja, dit sal nou natuurlik great wees. Ja. Maar ek dink hy gaan is local derby Sharks Bulle. behoort te wees. Behoort uitverkoop. Vir my tragies om te sien dat die hele plek was half vol. Is nie lekker nie. Ja, ons kyk wat gebeur. Baie dankie Arnold Dankie. Geerts. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning en as jy graag wil adverteer op die program, sales@creatorsway.co.za. Net hierna is dit tyd vir Thys se Bull and Bear verslag en hy het altyd sulke lekker insigte, so bly ingeskakel daarvoor. Ons is net hierna terug.